is die 6de en laaste sessie van ons reeks Love Like This. Ons het vandag by 'n deurslaggewende oomblik gekom. Vir die afgelope 5 weke was ons op 'n reis. Ons het ons harte sag gemaak vir die nood rondom ons deur Compassion. Ons het ontdek dat ons nie per toeval hier is nie, maar 'n goddelike roeping het. Ons het besef ons is nie alleen nie, maar ons is deel van 'n family on mission wat die handdoek opgetel het om mekaar te dien. En so ook maak ons die konsep vas van contribution. Vandag beweeg ons van teorie na praktyk. Ons skuif van die kleedkamer na die speelveld. In hierdie wêreld waarin ons leef, word ons geleer om verbruikers te wees. Die hele ekonomie is gebou op die vraag, wat kan ek hieruit kry? Maar in die koninkryk van God word ons geroep om bydraers te wees. 'n Verbruiker vra wat die stad vir hom kan doen. 'n City changer vra, wat kan ek vir die stad wees? Vandag praat ons oor die kragtigste wapen in jou arsenaal. Radikale vrygewigheid. Dit is nie 'n projek nie, dit is 'n ingesteldheid wat die effek van jou teenwoordigheid verander. Dit is die skuif van geseënd wees na 'n seën wees. Vrygewigheid in die hande van 'n city changer werk soos 'n rimpel-effek. Jy dink dalk jou bydrae is klein, maar in God se ekonomie stop 'n daad van vrygewigheid nooit by die persoon vir wie jy gee nie. Wat in een hart begin, vorm 'n atmosfeer in 'n huis. Wat in een huis gebeur, raak 'n straat. Wat in 'n straat gebeur, kan 'n hele woonbuurt, 'n skool of 'n besigheid transformeer. Kyk na die model van die vroeë kerk in Jerusalem. Hulle was nie net mense met 'n goeie boodskap nie, hulle was mense met 'n tasbare liefde. Handelinge 4 vertel ons dat hulle alles gedeel het, sodat niemand 'n tekort gehad het nie. Hulle vrygewigheid het 'n rimpel-effek veroorsaak wat die hele Romeinse ryk geskit het. Die wêreld het nie net hulle prediking gehoor nie. Hulle het hulle vrygewigheid gesien en gesê, kyk hoe lief het hulle mekaar. Die uitdaging vir jou vandag is dit. Vrygewigheid is nie net om 10% van jou inkomste weg te gee nie. Dit is om 100% van jou hulpbronne, jou tyd, jou geld en jou invloed beskikbaar te stel vir die Vader se besigheid in hierdie stad. Om 'n bydraer te wees beteken om jou koninkrykskapitaal reg en slim te belê. God het vir jou 'n portefeulje van bates gegee, wat hy verwag jy moet aanwend vir die herstel van jou stad. Die verskeie bates wat jy kan belê is as volg. Eerstens, jou tyd. Tyd is die enigste hulpbron wat jy nooit weer kan terugkry nie. In ons gejaagde leefstyl is jou tyd dalk die kosbaarste geskenk wat jy kan gee. Dis die kapitaal van teenwoordigheid. Om tyd te gee beteken om stadiger te leef, sodat jy mense kan raak sien. Dis die skuif van 'n besige agenda na 'n beskikbare hart. Wanneer jy tyd maak vir 'n eensame kollega, of tyd maak om iemand te mentor, belê jy ewige waarde in die stad. Tweedens is jou talente. God het vir jou vaardighede gegee. Nie net om 'n salaris te verdien nie, maar as instrumente van herstel. Of jy nou 'n rekenmeester, 'n ambagsman, 'n onderwyser of 'n kunstenaar is, daardie kundigheid is nodig in die gebroke plekke van ons stad. Jou werk is nie net jou werk nie, dit is jou platform. Hoe kan jou besigheidskennis help om die armoede aan te pak? Hoe kan jou organisasie vermoë 'n plaaslike projek versterk? As city changers belê ons kundigheid waar die nood grootste is. En laaste natuurlik is jou geld. Geld is 'n instrument. In die hande van 'n verbruiker bou dit 'n koninkryk van selfsug, maar in die hande van 'n bydraer bou dit 'n brug na hoop. God soek nie damme wat alles ophoop totdat dit stil staan nie. Hy soek riviere wat die seën deurlaat. Wanneer jy gee, breek jy die mag van materialisme en word jy 'n kanaal waardeur God se sorg die stad bereik. 2 Korintiërs 9 vers 8 beloof dat God vir jou sal gee, sodat hy deur jou kan gee. Ons eindig hierdie 6-week reeks nie met 'n amen nie. Ons eindig met 'n opdrag van 'n missie. Jou lewe is nou die bediening. Die stad is jou bedieningsveld. Jy word vandag uitgestuur na 3 spesifieke omgewings. Eerstens jou huis. Dis jou eerste sendingsveld. Hier leef jy God se karakter van liefde en versoening uit. As 'n city changer, begin die herstel van jou stad by jou eie etenstafel. Wees die een wat vrede bring en dien. Tweedens is jou werk. Jy gaan nie môre net kantoor toe om take af te handel nie. Jy gaan as 'n agent van die koninkryk.
Werk met integriteit, belê in jou mense, streef na uitmuntendheid, want jou werk is 'n diens aan die gemeenskap. En dit bring ons by nommer 3, jou gemeenskap. Moenie wag vir die regering of 'n eksterne program om die probleme op te los nie. Wees die hande wat help waar dinge stikkend is. Jou geld is 'n instrument, jou tyd is 'n geskenk en jou teenwoordigheid is die lig wat die duisternis verdryf. City Changers, die wêreld het genoeg verbruikers. Die stad smag na bydraers. Mense wat die nood sien, die passie voel en liefde in aksie bring. So gaan uit en wees die inspirasie van 'n rimpel-effek. Gaan wees die rivier. Gaan wees die hande en die voete van Jesus. Om mense lief te hê is nie meer net 'n boodskap nie. Dis nou 'n beweging. En ek en jy is die dryfkrag.